Goeiemôre. Ek wil vanoggend met jou 'n moeiliker vraag hanteer en dis die vraag: wat gebeur met my na hierdie lewe? Wat gebeur wanneer ons geliefdes afsterwe? Is hulle eers of nêrens? Ek gaan 3 Bybelgedeeltes gebruik om met jou hieroor te praat. Die eerste is Lukas 23:43. Jesus sê vir die moordenaar langs hom aan die kruis, die misdadiger: vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En vandag, die gebruik van Semeiron, die woordjie vandag in die Lukas Evangelie, het 'n patroon wat daarop dui dat vandag is vandag. Saggeus, vandag het daar vir jou redding in jou huis gekom. 'n Misdadiger aan die kruis, vandag onmiddellik na die dood sal jy saam met my in die paradys wees. Ons siel verlaat ons liggaam en ons is teenwoordig by die Here, in sy teenwoordigheid, in die paradys, hierdie heerlike tuin in die nabyheid van die Here Jesus. Geen meer trane, geen meer siekte, geen meer dood nie, net heerlike vreugde in die teenwoordigheid van die Here. En daarom weet ons geliefdes is onmiddellik in die teenwoordigheid van die Here. Markus 9 vers 2 tot 8 vertel van die tussentoestand. Na die paradys, as ek nou gesterf het, is ek in die teenwoordigheid van die Here, en dis dan die tussentoestand tot met die wederkoms. Nou op die berg van verheerliking sien ons Moses en Elia met Jesus in gesprek. Petrus en Johannes en Jakobus het hulle dadelik herken, sigbaar en herkenbaar. En dit leer ons dat na jou afsterwe is jy teenwoordig by die Here en jy is sigbaar en jy is herkenbaar. Jy is nie onbewus of in die slaap en nie teenwoordig nie. Jy is bewustelik in die teenwoordigheid van die Here. Moses en Elia herinner ons dat Jesus die wet en die profete, alles wat oor hom in die Ou Testament gesê is, volbring is. Maar dit leer ons ook dat Moses, wat gesterf het en begrawe is, nou in die teenwoordigheid van die Here, sy siel is by die Here sigbaar, herkenbaar, maar ook Elia, wat nooit gesterf nie, wat ons herinner wat gaan gebeur met hulle wat nog lewe by die wederkoms, ook hulle gaan by die Here wees. Sigbaar, herkenbaar, teenwoordig. En dan die sleutelteks in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 sê Paulus vir ons: ek wil nie julle moet onkundig wees nie. By die wederkoms gaan die ontslapenes opstaan en hulle wat nog lewe gaan by die Here in sy teenwoordigheid wees. En dan kom siel en liggaam weer in 'n verheerlikte liggaam bymekaar. Hulle wat nog lewe verander en ons het nou 'n verheerlikte liggaam waar siel en liggaam in die teenwoordigheid van die Here vir ewig is en salig by hom is. En daarom hoef jy nooit te bekommer nie. Daarom sê Paulus: troos mekaar dan, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Jesus het gesê in Johannes 11 vers 25: ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hulle ook. Glo jy dit? Amen.